Sporadies, wanneer ons hier verbyry en in die omgewing was gesien, maar hier is geweldig baie ander trokke, watertrokke van 4, 5, 6 verskillende maatskappye wat hiernatoe kom om water te skep uit hierdie dam wat deel is van die Groenbelt. Die Groenbelt begin by die berg en daar is verskillende damme. Hierdie is omtrent die 6de dam en almal is interafhanklik van mekaar af. En ons het gewonder, maar hoe werk dit? In die eerste plek, dis almal konstruksietrokke en dit lyk asof hulle vir kommersiële gebruik water hierso kom haal. En ons het weer verbygery, dan sien ons dieselfde situasie vererger, want hier is nou sommer 4 trokke en daar's nog 2 wat wag om water te kom haal. So hulle is die heel dag in hierdie area besig om hierdie dammetjie hier agter, wat vol voorlewe, waterlewe is, leeg te tap. En met so 'n bietjie navraag het ons agtergekom, maar enige iemand wat water wil neem uit 'n openbare bron soos 'n rivier of 'n spruit of 'n dam, moet 'n waterlisensie hê. So hierdie trokke is waarskynlik onwettig besig om ons waterreserwes wat ons in die dorp het en in hierdie droogtetye veral aan die einde van die winter leeg te tap en ons natuur te beïnvloed en ons groenbelt te laat opdroog. Ja. En ons as gewone mense het maar besluit om te sê, maar genoeg is genoeg. Ek het met die munisipale bestuurder hieroor gepraat, wat ook met sy tegniese direkteur gepraat het, en hulle het gesê dat met 'n volgende kontrak of kontrakte sal hulle dan nou vir die mense sê om dan nou nie water hier te kom haal nie. Dit was nou nie vir ons goed genoeg gewees nie. Ons voel, doen nou iets en beskerm die water van die ou bietjie water wat ons het. En ons is 'n klomp mense wat ons motors hier kom trek het en die was vanoggend trokke, watertrokke. Vroeg vanoggend was hier al reeds een wat ons nie kon keer hier nie, maar hier was al reeds watertrokke wat kom probeer water haal het en toe nou maar die stryd opgesê het en dan na my op 'n ander plek gaan water haal het. Ons het een kontrakteur wat baie goed saamgewerk het en wat kom sê, ons het vir hom verduidelik dat ons basies net die natuur beskerm. Ons sê dankie vir wat hulle doen, want hulle is besig om ons paaie reg te maak in die dorp. Ons het vir hulle gesê dankie daarvoor. En is daar nie 'n ander alternatiewe manier wat hulle kan water kry om hulle paaie te bou nie. En hulle het 'n ander plan gaan maak. Ons weet ook nie watter plan nie. Ons hoop dis 'n goeie plan. Hulle het 'n ander plan gaan maak en hulle het teruggekom na ons toe weer en gesê hulle sal nie weer kom water haal hier nie en hulle verstaan presies wat ons bedoel en hulle is eens met ons met wat ons probeer doen vir die dorp. So ons sê baie dankie vir daai kontrakteur. Ek het sy naam, ek het sy nommer, ons weet wie dit is. Ons sê baie dankie vir daai kontrakteur en ons hoop dat die volgende kontrakteurs dit nie weer water sal kom haal nie. Alhoewel nou het een van die kontrakteurs, Ngwe, hy is hier om die hoek besig om nou water te haal hier by die ander dam, want daar is nou niemand wat hom keer nie. Ons wil ons dorp mooi hê en netjies hê en ons groenbelt baie graag behou in die dorp. Die bronverlies wat ons hier gaan hê aan water is onbetaalbaar.